eers seker maak waaruit ek lees vanaand. Ek kon nou nie self onthou waaruit ek moet lees nie. Hier wat die woord van die Here het, oopmaak, ons gaan lees in Filippense hoofstuk 1 en ons gaan lees tot en met hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 1 vanaf vers 27 gaan ons lees daar tot en met hoofstuk 2 tot en met vers 18. En die opskrif sê vermaning om te volhard, broederlike eenheid, ootmoed en heilig maak. Jy sien, ons moet volhard tot die einde toe. Ons moet volhard totdat die Here Jesus ons kom haal. Jy sien, dit is nie ons begin nie, maar dit is ons klaarmaak. Dis nie ons hierdie pad stap, ons sê as ons wedywer met die voetgangers, dan maak hulle jou moeg. Ons moet wedywer met die perde. Jy sien, ons moet hierdie pad stap, al raak het hoe moeilik, al raak die pad hoe lank, moet ons met die Here Jesus hierdie pad stap. Ons moet volhard in broederlike eenheid. Dit beteken dat ons as broers in Christus en susters in Christus moet saam staan. Ons moet weet dat ons, elkeen van ons het 'n skakel en 'n plek, en elkeen van ons is lede in Christus, en so moet elkeen van ons by mekaar uitkom, sodat ons die volmaakte liggaam van Christus se bruid kan vorm. En ek gaan lees vir die woord van die Here uit, en hy sê, aanleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. Jy sien, dit is bitter min mense wat saam aanhou stry in hierdie evangelie. Ons is meer in 'n tydperk waar die mense dwarstrekkerig is die een trek hierdie kant toe, die ander ene trek daai kant toe. As ons nie saamstem het wat die ander ene glo, soos wat ek glo nie, dan wil ek niks met hom te doen hê nie. Dis nie wat die woord van die Here wil hê ons moet doen nie. Die woord van die Here sê dat ons almal stry dieselfde stryd, en ons elkeen van ons moet saam staan, sodat ons saam kan stry. Jy sien, maar ons as kinders van die Here wil baie keer ons kennis en wysheid wil ons gebruik om ander mense, met jammer ek stel dit so reguit, dom te laat voel. Ja, ons wil baie keer wanneer ons iets uit die woord van die Here uit leer, en die Here het vir ons openbaar, maar nog nie vir ander een geopenbaar het nie, dan wil ons daai ene verkleineer en sê, maar weet jy wat, jy is so dwaas, jy verstaan nie die woord van God nie. In plaas daarvan om saam met daai broer of suster te sit en die woord van God oop te maak en te sê, ek verstaan, jy verstaan nie, kom ons bid die Here, laat God se skrif hom aan jou kan openbaar. Ons moet saam stry aan hierdie evangelie. Want dit is nie net ons wat wil hemel toe gaan nie. Ons moet hierdie pad saamvat. Die boetie en sussie wat langs jou sit vanaand, stap dieselfde pad as jy en ek. Hulle omstandighede lyk anders, maar dieselfde pad stap ons na Jesus toe. Want hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So ons stap almal een pad. Ons lewenswandel lyk anderste, maar in die geloof stap ons een pad, en ons moet die verskille een kant toe skuif, sodat ons dit waaroor ons saamstem by mekaar kan bring, sodat daar eensgesindheid onder die kinders van die Here is. Jy sien, toets die kerke. Die woord van die Here sê dat die profete moet spreek, en julle moet beoordeel deur wie God se gees spreek. Gaan toets die ander kerke en vra hulle of hulle bereid is om saam met 'n ander kerk te werk, wat nie dieselfde stem as hulle nie. Ja? Hierdie kerk doop so, daardie kerk doop so. Hierdie een doop in Jesus naam, daai een doop in Vader, Seun en Heilige Gees. Ek weier, ek wil nie saam met hom werk nie. Hierdie kerk hou eenmal 'n jaar nagmaal, daai nou eenmal 'n maand nagmaal, ek wil nie saam met hulle kerk nie. Dis wat daar buitekant aangaan. Wat gaan ons doen as ons voor die God staan van die koning van alle konings, en hy sê, waarom het jy nie saam met jou broer gestry? Waarom het jy nie die eensgesindheid gehad saam met jou broer nie? Maar jy sien, ons wil ons onsself koppel aan die kerk se titel en die kerk se naam, in plaas daarvan om te besef dat elke kind van God behoort aan die Here en nie aan die kerk nie. Jy is die kerk. Nie die naam nie, jy is die tempel waarin God se gees woon. So die kerke moet kom op 'n punt dat ons moet begin besef, al is die kerkie, jy sien, ja, is die groot magtige kerk, en as hulle 3000 mense in, as die pastoor hulle kontak met net 100 mense, en sê, ons wil nie saam met julle werk nie. Julle bring vir ons niks nie. Dis wat die kerke doen. Jy sien, hulle raak geestelik groot in hulle self, en hulle wil nie meer daai eensgesindheid onder mekaar hê nie.
Jy kan sien die magtige denominasies, die sal kan onthou, die ou PPK's, die Volle Evangelie Kerk, die Lering Christus kerke. Hulle het kerke gehad wat 300 mense gehad, het hulle mense kerkies gehad wat 30 gehad. Maar elkeen het saam die Here gedien. Jy sien, ons uitkyk op hierdie geestelike lewe moet verbreek. Ons moet begin besef, daar is mense wat hierdie woord van God anders te sien, as wat ek die woord van God sien. Nie om die woord van God te verdraai nie, maar iemand wat opreg in sy hart is, as hy dit nie self te sien as jy nie, wie is jy om hom te oordeel? Maak seker jy glo wat reg is. En van daai een se hand, al verskil julle. Al verskil jy dalk oor die doop, of oor die godheid, of oor hoe om kerk te hou, hoe liedjies ons moet sing, wat liedjies ons moet sing, bietjie ons hande en bid saam. Hou op mekaar, praat met mekaar. As jy van kinders die persoon so kom ons vat hande as van die Here. En kom ons vat hierdie gemeente, ons is 'n klein groepie wat hier so Sondagoggend en Sondaande by mekaar kom. Maar kom wat ons begin, die woord, al spreek ons sê charity begins at home. Kom ons begin by onsself en reik bietjie uit na ander mense. Moenie hulle gaan steel uit die ander kerke uit nie, want jy wen niks deur 'n ander herder se skaap te gaan steel nie. Jy wen niks. Kom ons reik uit na die ander gemeentes en sê, kom ons vat bietjie hande. Kom ons dien bietjie saam die Here. Kan jy onthou, jare terug was daar 10 konferensies gewees in die dorpe. Die 10 konferensies het gemaak dat al die kerke by mekaar gekom het. En hulle het gesamentlik die naam van die Here geloof. Jy sien, ons stry saam in hierdie stryd. Is nie jy in jou klein hoekie en ek in my klein hoekie. Ek praat met 'n broer in die gemeente in hierdie week en ons 'n Sondagskoolliedjie wat ons gesing het. Ons liggies moet skyn. Jy in jou klein hoekie en ek in my klein hoekie. Maar dit is eintlik iets in die Here openbaar vir my in die week. Hy sê dit, ons leer die kinders van kleins af om te sê, sit jy in jou hoekie en jy in jou hoekie. Ons moet saamkom. Ons moet saamkom. Dit is 'n pragtige Sondagskoolliedjie, maar ons moet begin saamkom, want ons liggie saam skyn vir Jesus. Hy sê, en dat julle jou in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Moenie dat wanneer ons teenkante kry, as jy uitreik na hierdie gemeente toe om te sê, kom ons werk saam, en hulle 10.000 verskonings om saam te werk, moet dit nie sien as 'n teenstryd nie, maar dit is vir hulle verderf. Vir ons wat uitreik en probeer, sê die woord van die Here is die krag van die Here. Jy sien wat ons moet uitkyk en sê, weet jy wat, daar gaan 'n dag aankom, wat ons nie in die tempel van God in die nuwe Jerusalem gaan staan, onder die kerkgenootskap nie. Jy gaan net daar staan as jy 'n bloedgewaste kind van die Here is. Hy sê, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook hom te ly. Dat julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het, en nou van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige terdering, tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Ons moet dieselfde liefde hê onder mekaar. Die een se liefde moenie meer opreg wees as die ander een se liefde nie. Elkeen van ons se liefde moet gelyk wees in God se oë. En ons moet een van gees wees en een van sin wees. Ons moet eensgesindheid wees. Eensgesind beteken, al verskil ons, is ons hier met een doel voor oë, dit is Jesus. Al hou jy nie van oorpreek nie, is oké. Jy kom ten minste na die huis van die Here toe. Al hou jy dalk nie van hoe ons sing nie, dis oké. Jy sing saam en jy loof die Here. Moenie kyk na die mens nie, kyk na God wat God vir jou wil gee. Moenie kyk na die musikante nie, kyk na wat die Here vir jou wil gee. Want ons as mens kan foute maak. Ons het vanaand 'n lekker paar foute gemaak. Jy sien, ons maak foute, maar hoekom is ons hier? Nie as gevolg van die musikante nie, as gevolg van dat ons ons liggaam as 'n offer aan God wil opgee. Daarom is ons hier vanaand. Ten spyte van ons foute, ten spyte van dit wat ons verkeerd doen, is ons eensgesind.
En dit is hoe die kinders van die Here moet begin optree. Jy sien, ek hou in die week dop, maak iemand op Facebook 'n uitlating in verband met Pinksterkoortjies, en die mense trek daai man uit. En hulle beskuldig hom en hulle maak hom sleg. Jy sien, hy het net een boodskapie gestuur, en die wêreld verskeer hom. Kinders van die Here verskeer hom. Wat draak het jou, wat jou broer opsit, as jy nie saamstem met dit nie? Die woord van die Here sê, jy mag nie twis oor die woord van die Here. Jy mag nie. So as dit kom op daai punt, moet jy groot en genoeg in jouself wees, en geestelik volwasse genoeg wees, dat wanneer jy in 'n gesprek kom, en dit op 'n twis opeindig, moet jy soveel respek vir God se woord hê om dit te stop, en te sê, weet jy wat, ons praat nie verder nie. Want ons moet God se woord eer en respekteer. Want God openbaar homself aan elkeen hoe hy wil. Aan die een het hom geopenbaar as die seun van God. Aan die ander een het hom geopenbaar, God geopenbaar in die vlees. Aan die ander een het hom geopenbaar as die groot profeet wat God stuur. Aan die ander een openbaar hom as die engel van God. Aan elkeen openbaar hom anderste. Wie's ek om vir ander ene te sê, jy glo verkeerd en jy gaan dit nie maak nie. Maar dit is hoekom die kerke nie meer wil saamwerk nie. Dis hoekom konferensies by die deur uitgaan. Dis hoekom konferensies afgewater geword het. Dis hoekom, ek dink dit was by Beulah Park, was die PPK se konferensies grond. Kan julle onthou hoe was dit gewees? Dan nie kom met die PPK's uit, dan nie ken. Ja, julle ken. Daai kerk, as ek reg kan, kan 7000 mense sit. 7000 mense sit so. 15.000 mense sit. 15.000 mense jaar na jaar trek op. Verskillende kerke, die AGS het geondersteun, die Lering Christus het geondersteun, al daardie kerke het mekaar geondersteun, en sê, ons sal die Here doen. Nou, die AGS kerke weet nie eens meer van mekaar nie. Die gemeentes van Christus kerke weet nie eens meer van mekaar nie. Die eenheid van die geloofkerke ken nie mekaar nie. Die Forum Evangelie kerk pastore ken nie meer mekaar nie. Jy sien, maar God het gekom om die koninkryke af te breek. So het hy gesê het. Hoekom? Want wat het dit begin word? Het gaan oor my moderator. Het gaan oor ons konferensiegrond. En dan breek God dit af. Jy sien, dit gaan nie oor die predikant nie. Dit gaan om Jesus en Jesus alleen. Hoeveel van ons konferensiegronde van die ou Pinksterkerke staan leeg? Daar gaan niks meer aan nie. Dis hartseer om dit te sien. Dis hartseer. Ons moet die Here bid en sê, Here, bring weer daar die liefde in onder mekaar. Bring daar die liefde terug vir die kinders van die Here, om te sien, al verskil my kerknaam, is ook 'n kind van die Here. Al verskil my geloofsoortuiging, is ook 'n kind van die Here. En bid die Here, as daardie persoon nog nie tot die openbaring gekom het wat jy gekry het nie, en in jou gemoed voel jy daardie persoon is verkeerd, bid die Here dat God dit aan hom openbaar, sodat jy eensgesind kan begin word. Maar wanneer ons nie saamstem nie, dan gooi ons mekaar vir die wolwe. Ek wil nie saam met jou bid nie, want jy bid nie dieselfde as ek nie. Ek wil nie saam met jou kerk nie, want jy doop nie dieselfde as ek nie. Ek wil nie saam met jou die Here dien nie, want jy sing nie dieselfde as ek nie. Elkeen van ons moet geestelik volwasse begin om te besef, dit gaan om Jesus en die koninkryk van God, in plaas daarvan dit gaan oor die kerk. Ons is hier by mekaar, nie vir my nie. Ons is nie hier by mekaar vir die musikante nie. Ons is hier by mekaar as kinders van die Here om God se naam te vereer en te verheerlik. Dis hoekom ons hier is. Hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Die woord van die Here leer ons dat hy sê, jy moet jou broer en suster wat saam met jou is, hoër ag as wat jy jouself ag. As jy daar by die deur kom en sê, nee my broer, stap jy eerste. Nee my suster, stap jy eerste. Ons moet mekaar eer gee wat aan mekaar toekom. Ons moet mekaar respek gee wat aan mekaar toekom. Ons moet mekaar hoër ag as wat ons onsself ag. Hoekom? Want dan leer dit ons nederigheid. Dan kan ons nie groot as elkeen wat hier sit vanaand. En elke kind van God in die wêreld, die ander hoër ag as homself, gaan jy 'n volk van kinders van die Here kry wat almal nederige mense is.
Van die pastore en moderators af regdeur tot die enige persoon wat net kerk toe kom, omdat hy die boodskap van die Here wil ontvang. As elkeen homself minder ag as die volgende ene, sal die kerk begin nederig word. Hy sê, julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sinne. Jy moet nie net worry of het goed gaan met jou nie, jy moet bekommerd wees of het goed gaan met jou broer of suster wat langs jou sit in die Here dien. Jy moet nie net jou eie laste dra nie, ons moet mekaar se laste ook dra. Maar ons worry net oor onsself. Daai onheilige drie eenheid, me, myself en I, is al waaroor dit gaan. Die woord van die Here sê ons moet bekommer om, as jy sien, 'n broer of suster in hierdie gemeente, sy gemoed is nie reg nie, dan gaan bid jy vir daai persoon. Ja, maar wat gaan die mense van my dink? So what? As jy jou gemoed optel, en die Heilige Gees openbaar jou, daar's iets nie reg in daardie suster se lewe nie, dan stap jy na die suster toe en jy bid vir haar. As jy optel, iets in daai broer se gemoed is nie reg nie, die broer is te neergedruk, dan stap jy op en jy gaan bid vir daardie persoon. Ons moet mekaar se laste begin dra. Ons moet mekaar begin ondersteun, want wanneer ons dit gaan begin doen, gaan die kinders van die Here minder struikel in die ongeregtigheid, want ons gaan 'n netwerk van ondersteuning onder mekaar begin hê. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Jesus Christus wat hoog in die koninkryk sit, wat in die hemel sit, wat op die troon sit, het dit geen roof geag om gelyk te word aan u en my nie. Geen. Weet jy wat beteken dit? Dis 'n God wat ons dien, wat self sê, ek het gekom om julle te dien, te bedien. Kan jy self indink, Jesus kom en hy wil jou voete was? Wie gaan hom toelaat? Baie van ons gaan soos Petrus sê, Here, nie my voete nie. Hierdie voete het te veel ongeregtigheid bewandel. Hierdie voete het te verkeerd gedoen. Baie van ons gaan optree soos Petrus. Jy sien, en Jesus sê, ek gaan mens word, die gestalte aanneem en onder julle kom woon. Nou as die koning wie u en ek aanbid vanaand, nederig genoeg is, hy het nie eers nodig gehad om dit te wees nie. Hy het nie nodig gehad om homself te verneder vir u en vir my nie. As hy homself so nederig geag het, om sy disippels se voete te was, waarom word die kind van God groot in homself? Waarom word die kind van God met soveel hoogmoed, stap hy rond en dink, as ek by die kerk instap, moet almal weet, ek is nou hier. Weet jy wat? Die pastore baie keer, en mag die Here ons help, dat ons nooit so sal wees nie, en as jy 'n predikant is wat so is, mag die Here jou genadig wees, maar daar's baie predikante, dat wanneer hulle by 'n kerk sit, dan moet daar spesiale tafels vir hulle gedek word. Dan moet 'n spesiale mat uitgerol word vir hom, sodat hy kan loop daarop, want hy is die moderator wat hier kom. Maar meeste van die keer is hulle maar net modderwater in die kerk. Jy sien, ons moet nederig word. Jy sien, die pastore loop soms, soos die Engelsman sou sê, met 'n aura om hulle. Al ding wolk wat om jou moet wees, is 'n wolk van getuienis. Dis al. Daar mag geen wolk van hoogmoed om jou wees nie. Jy sien, die pastoor moet gelykstaande wees. As hy 'n boemelaar hier instap, moet hy daardie man, wat vir 3 jaar laas gebad het, moet hy met sy mooi pak klere daardie man kan omhels en sê, kom sit hier voor. Maar jy sien, die kerke word groot in hulle self, en die predikante kyk na die mense, julle moet belyk, julle moet so optree. Jy sien, ons word groot in onsself, en ons dra 'n beeld van godsaligheid, maar ons mond is 'n oop graf. Wat kom hier uit? Dis wat hier aan die gang is. Die pastore het nie spesiale voorkeur nie, inteendeel, die pastore is 'n pak sla. Hulle dink hulle is groot en high and mighty in hulle self. Volgens die woord van die Here gaan jou pak sla groter wees as die gewone gemeentelid hoor. Ja, so die woord sê, want hoe meer jy weet, hoe meer gaan ons voor rekenskap gee.
So die pastoor moet begin nederig word. En sê, Here, U, wat die gestalte, die gedaante van God gehad het dit geen roof geag om gelyk te word aan die mens nie. So kom aan en help ons, dat ons nederig kan word en te bedien. Laat ons mekaar se voete weer was. Laat ons mekaar in die gees weer bedien. Laat ons mekaar toelaat dat die ander een voor die ander een instap. Laat ons vir mekaar bid. Laat ons mekaar se laste dra. Laat ons mekaar se stryd stry. Want elkeen van ons wil die oorwinning verkry. Amen. Hy sê, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daar is 'n naam bo elke naam. As 'n liedjie wat ek al gesing het, daar reis langs die wolke 'n lieflike naam, wat hemel en aarde vul en deurtrek. Jy sien, wanneer hy die naam Jesus noem, dan luister hy. As die naam Jesus genoem word, dan sidder die duiwels en hulle bewe en hulle wonder, wat gaan nou gebeur? Selfs toe hulle Jesus sien aankom, toe hardloop hulle, toe sê hulle, Here, wat het ons met U te doen? Het U gekom om ons voor ons tyd te pynig? Jy sien, daardie naam dra krag, maar daardie naam verdien respek. Daardie naam verdien eer. Daardie naam verdien lof. Daardie naam verdien heerlikheid. Het 'n tyd geword, weet jy wat moet ons eintlik doen in Suid-Afrika? Geen kerk moet 'n naam hê nie. Geen. Al wat daar moet staan, moet sê, tent van samekoms. Dis al. Dis al. Want weet jy wat? Dan sal die kerke begin besef, it's not about me, but it's about Jesus. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Want wat kan jy in jouself regkry? Kon jy jouself red? Kon jy jouself bring tot by die troon van die Here? Of was dit genade? Is genade, omdat Jesus gehoorsaam was, tot aan die einde toe. Daarom moet ons gehoorsaam wees aan daardie naam, tot aan die einde toe. Hy sê daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Vergeet van jou broer of suster se saligheid en fokus op jou eie saligheid. Maak seker, jy werk jou eie heil uit. En hier kom hy en hy skryf, dat jy moet gehoorsaam wees, nie net wanneer die pastoor kyk nie, maar wanneer jy alleen ook is. Is maklik om te doen wat God van jou verwag, wanneer ons tussen kinders van die Here is. Dis maklik om die paadjie, die stryd en narrow te loop, wanneer ons tussen die kinders van die Here is, maar wanneer ons alleen is, dan loop ons so. Dan gaan ons by daai donker paadjies in, en ons gaan die kant toe en ons gaan daai kant toe, en ons volg die sonde na. En die woord van die Here leer ons dat hy sê, moenie net bly daarin, wanneer ek by julle is nie, maar bly ook daarin wanneer ek julle nie sien nie. Want onthou, Jesus sien alles. Maak nie saak waar jy jouself mag bevind nie, hy sien elke ding. Daar in jou binnekamer, wat jy sê vir ander mense en niemand hoor nie, die Here hoor dit. Daar in jou binnekamer, wanneer jy bid vir ander mense, en niemand hoor dit nie, die Here hoor dit. Jy sien, is daai gebede, daardie gesprekke met God, wat niemand hoor nie, wanneer jy 'n ontmoeting met die Here begin kry. Jy sien, maar ons bid. Ons kom in 'n tydperk waar ons bid, waar ons voel of ons nie die plafon vasbid. Dis nie so nie. Jy sien, ons moet stry. Ons moet verby daardie plafon bid. En as die plafon jou vashou, binne in jou huis, dan gaan bid jy in jou tuin. En sê, Here, hier die huis hou my vas. En kom bietjie weer terug. En weet jy wat, daar's in die ou dae, het die mense jou gebid tot in die troonkamer van die Here. Ja. As jy by die bidkamers verby gegaan het, die ou Pinksterkerk het dit gehad, die linkerkant het die susters bidkamer gehad, en die broeder bidkamer gehad.
Baie van julle sal dit onthou. Party kerk het 'n konsistorie gehad. As jy daar in die gang tussen die konsistorie en die kerk afloop, dan hoor jy hoe bid hulle. Roep hulle die Here en sê, Here, laat die Here hierdie diens seën. As jy daar by die musieke begin en hy deur oopgaan, dan klink dit soos bye wat dreun in die bidkamers, soos wat hulle God se aangesig soek. En dan partykeer, dan as die diens al begin, dan bid hulle nog steeds. Hulle kom nie daar uit nie. Hulle bid die mense deur. Hulle bid die predikant deur. Dis daar die voorbidders wat gebid het. Dis hoekom daar soveel kragtige en geesgevulde dienste was. Maar vanaf die kerk opgehou bid het God se gees begin stil word, omdat die kinders van God dit nie meer soek nie. Het tyd geword dat ons weer bidders en bidsters kry, wat bid en sê, Here, help ons. Weet jy wat moet dit begin wees? Jare terug, ek onthou as 'n seentjie, ons meisies ouderdom gewees, as ons in die kerk ingestap het, dan was nie toegelaat om te praat in die kerk voor die diens begin nie. Ons het gebid as jong kinders. Het ons gebid, het geskom by daardie bank en het gekniel en sê, Here, seën hierdie diens. Ja. Nou praat ons mekaar groet, dan praat ons. Ons almal is skuldig, die pastoors gesels much beter hier buitekant saam met julle. Ja, onthou God se gees praat met my ook vanaand hoor. Want onthou wanneer ek hier uitstap, moet hierdie pastoor gaan werk aan dit wat God se gees vanaand vir hom sê hy moet aan werk. So ons moet kyk, na die diens kan ons lekker kuier. En as dit so moet wees, dan sal ons na elke diens sal ons koffie en giets na die tyd gee, kan ons lekker kuier vir solank as wat julle wil. Maar jy sien, ons het tyd geword, dat wanneer ons in die huis van die Here instap, moet jou man jou nie meer pla nie, jou vrou moet jou nie pla nie, want dit is jou tyd met die Here. As die kinders raas, sê vir hulle, nou raak julle stil en kom bid. Weet jy wat, as jy nie gebid het in die tyd nie, as jy nou 1/2 voor die diens altyd begin het, kinders het so doodstil gesit op die bank, dan hoor jy agter bid 'n oom, daar bid dit dan nie. Jy het al gebid, en nie lang daarna nie, dan klaar die Heilige Gees jou aan, dan bid jy weer. Ja, daai dae is verby. Hoekom is dit verby? Omdat ons nie meer 'n hinker het na die werking van die Heilige Gees nie. Ons wil net daar die hoendervleis gevoel hê. En hier is nie Kentucky nie, jy gaan dit nie hier kry nie. Jy sien, ons moet daar die ontmoeting met Jesus begin kry. So ja, ons gaan jou groet by die deur van volgende Sondag af. Maar van volgende Sondag af gaan jy inkom in die huis van die Here af en begin bid. Sê, Here, seën hierdie diens. Here, stuur die siele. Here, laat die Heilige Gees. En dan, na dit kan ons kuier soveel as wat ons wil. Jy sien, ons moet dit begin doen. Want jy sien, ons sê ons doen dit, maar dan kom volgende Sondag gaan gebeur dit nie. Wanneer jy gebid het, gaan groet weer die mense daar. Maar kom eerste. Jy kom hiernatoe vir Jesus. Kom bid eers. En dan kom jy, en as jy agtergekom en as jy kom bid, en dan gaan jy agterkom. Ek wil nie met die ander mense nou praat nie, want dit is my tyd saam met Jesus. As niks meer verkeerd om te kuier nie, hoor, niemand gaan van jou sleg dink as jy hier kom sit en bid nie, hoor. Of as jy kom kniel en bid nie. Dan weet jy wat, hier dien ons die Here. En ons kuier, ja, dit is lekker om te kuier, dit is goed, ons sien mekaar, ons mis mekaar. As die week verby gegaan het, miskien moet die Here ons soveel seën, dat ons 'n plek kan kry, wat al die kinders van die Here sommer op een plaas kan bly, dan kan julle mekaar elke dag sien. Ja. Bly almal by mekaar, en almal sorg vir mekaar. Maar jy sien, ons moet op ons tydperk kom, want daar is 'n naam gegee bo elke naam. En hy soek jou onverdeelde aandag. Jy sien hier die hele wêreld, vir 6 dae trek het ons aandag af, met selfone, met werk, met tegnologie, met vriende en familie, en wanneer ons op 'n Sondag in die huis van die Here kom, is daar 10.000 goed wat jou aandag ook aftrek. Jy sien, ons moet inkom, en 'n bietjie begin stil word, en sê, Here, hierdie naam wat vir U gegee is, ek wil aan daardie naam eer en lof bring vanmôre. Want, dit is God, wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, doen alles sonder murmurering en teespraak. Dus die Engelsman so sê, moenie backchat nie. So wanneer jy iets doen, as iemand jou vra om vir jou iets te doen, in die geestelike lewe, dan doen jy dit sonder om te murmureer. As iemand jou vra, kom bid vir my, dan gaan doen jy dit sonder om te murmureer, sonder om te kla. Want die Here Jesus het nie een keer gekla nie. Nêrens in hierdie woord staan daar, hy het gekla nie. En dit was 'n swaar beker om te drink.
en sonder teespraak. As die Here vir jou sê, gaan sê vir daai broer, hy moet ophou om so vir die ander susters te kyk in die gemeente. Here, ek kan dit nie doen nie. Daai man is groter as ek, hy gaan my ook toeslaan, dan gaan ek van eers my eie vrou kan kyk nie. Ja, as die Here jou stuur, suster, om vir 'n ander suster te gaan sê, my suster, jy tree nie nou reg op nie. Here, maar wat gaan daai suster van my dink? Die Here sê, doen alles sonder murmurering en sonder teespraak. As die Here jou stuur met 'n boodskap na 'n broer of 'n suster toe, dan stap jy op en jy doen dit. As die Here op jou hart lê, gaan bid vir daardie broer of suster, dan staan jy op en jy gaan bid vir daardie persoon. As die Here op jou hart lê om vir daardie persoon 'n brood en 'n melk te koop, dan koop jy vir hom 'n brood en 'n melk. Want jy weet nie hoe lyk daai verhouding tussen God en daai persoon nie. Maar jy sien, ons verhouding met die Here is nie meer waar dit moet wees nie. Ons hoor nie meer die stem van die Here nie. Ons hoor nie meer wanneer die Heilige Gees met ons praat en vir ons sê, weet jy wat, Marlo, doen dit so nie. En soms hoor ons die stem, maar ons luister nie. En elkeen van ons, en ek is skuldig vanaand, en ek bely, dat ek is ook skuldig aan dit wat die woord van die Here hier sê vanaand. En ek gaan moet werk, om te doen wat God van my verwag. En net so moet elkeen van julle werk, om te doen wat die Here van julle verwag. Hy sê, sodat julle onberisplik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Die wêreld daar buitekant is krom en verdraai. Jy sien, die wêreld daar buitekant is al die slegte dinge is goed vir hulle, en alles wat goed is van God is sleg vir hulle. Jou liggie moet skyn in hulle midde. Jou mond moet getuig van Jesus in hulle midde. Jou lewe moet getuig, jy moet 'n getuigskrif hê, 'n beeld wat uitstraal daar buitekant van kind van God wees. Hy sê, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as dankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Jy sien, jy moet as 'n dankoffer uitgegiet word. En daardie dankoffer moet as 'n reuk opgeoffer, sodat dit 'n aangename geur in God se reuk kan wees. Jy sien, ons moet hier loop soos wat Jesus wil hê ons moet loop. Sodat wanneer die mense wat arbei nie verniet hoef te arbei nie. Sodat die mense loop nie verniet hoef te geloop het nie. Ons moet ons kant bring. So kom jy uit jou klein hoekie uit, en ek in my klein hoekie uit, en ons begin saam skyn. 'n kersie daar in 'n hoek, en 'n kersie daar in 'n hoek, as die ligte alles af hier is, gaan hier die plek flou wees. Maar laat die kersies by mekaar kom in die middel, dan helder ons hier die hele gebou op. So kom laat die kinders van die Here, van verskillende kerke, verskillende denominasies, verskillende geloofsoortuigings, kom bietjie by mekaar, en laat julle liggie saam skyn. Al verskil ons hier, en geloof my, hier's nie een hierson in hierdie woord, in hierdie huis van die Here vanaand, wat almal 100% saamstem oor die woord van die Here. Nie een. Van die pastoor af regdeur tot agter. Ons almal verskil. Maar waaroor stem ons saam? Jesus. Waaroor stem ons saam? Ons wil hemel toe gaan. So dit wat nie strek tot jou saligheid nie, skuif dit een kant toe, en trek dit wat strek tot redding, en trek dit nader. Begin Jesus terugbring, en skuif kerkdogma uit. As jou kerkdogma nie ooreenstem met die woord van die Here nie, hoef jy dit nie te glo nie. Skuif dit weg, en bring dit wat die woord van God sê, bring dit nader. Kom ons lewe in vrede en harmonie met mekaar. Gee elkeen sy eie reg, om in sy eie manier, hoe hy wil die Here dien, gee ons sy reg om dit te doen. Gee elkeen sy eie reg, om die woord van God te lees en te verstaan, soos wat God se gees, dit wil jy dit moet verstaan, gee ons sy reg en sy plek. Dis nie ons werk om hulle te oordeel of te verskeer op sosiale media en hulle te gooi vir die wolwe nie, want daar was 'n tydperk wat ons nie alles verstaan het nie.
En weet jy wat, ons verstaan nou nog nie alles nie. Enige kerk wat sê ons het die volle waarheid, moenie eens na die kerk toe gaan nie, want hulle lieg klaar. Want die woord van die Here leer ons dat hy sê, dat julle weet nou maar net ten dele, maar hierna sal julle ten volle weet. Ons probeer, maar ons weet nog nie alles nie. As ons alles geweet het, was ons maar 'n dooie godsdienst soos die moslems. Maar hierdie is lewe. En vir elkeen van ons bring dit lewe. Amen. Kom ons staan saam.